Ons gaan saam met ons in die ateljee vanoggend Carmen Hamzi en sy is die bemarkingsbestuurder by Ubaru om te gesels oor Ubaru en hulle aanlyn platform. Carmen, goeiemôre en welkom. Baie dankie, is baie lekker om hier te wees. So Ubaru is nie net nou 'n fisiese perseel nie, maar julle is al baie jare lank in die landboubedryf. Vertel ons 'n bietjie meer van Ubaru online. So Ubaru se hart bly die landbou en die gemeenskap en ons visie is om in lyn met die boer te wees. So Ubaru online is net die moderne manier om daai ondersteuning bietjie meer toeganklik te maak. So of jy nou ver van 'n tak af bly of net tyd wil spaar, ons bring Ubaru tot by jou voordeur. So as ons nou praat oor Ubaru online, is dit net vir kommersiële boere? Nee, glad nie. So ons glo elkeen het 'n bietjie boer in hulle. So of jy nou 'n groentetuin plant of jou diere versorg of net lus is vir 'n nuwe paar vellies, Ubaru is die plek vir jou. Daai ingesteldheid om te versorg en te bou, dit is boer wees. En Ubaru online maak dit net maklik om daai gedeelte van jouself bietjie uit te leef. So hoekom dink jy is dit so noodsaaklik spesifiek ook vir 'n maatskappy soos Ubaru om 'n aanlyn winkel te hê? So tye het verander. Mense geniet gemak en gerieflikheid. So met Ubaru online kan jy enige tyd van die dag bestel en dit word by jou afgelewer. Dit is vinnig, dit is veilig, dit is eenvoudig en dis wat die mense wil hê. So wat is dan nou alles beskikbaar op die aanlyn winkel en wat maak julle anders as meeste ander aanlyn winkels? So ons produkte fokus baie sterk op wat mense in hulle daaglikse lewe nodig het, van dierebenodigdhede, huis- en tuinprodukte, besproeiing, sekere hardeware of landbou verwante produkte. En dit alles ondersteun groei. So maak nie saak waar jy bly nie, dit is enige iets wat jy nodig het. En iets wat ons definitief onderskei is vertroue. Wanneer jy by Ubaru online koop jy met die wete dat daar kundigheid agter elke liewe produk is. Dit is produkte wat ons verstaan, dis produkte wat ons ken en dis produkte wat al jare lank hulle waarde bewys het. Maar Carmen, jy het nou gepraat van ons almal kort dalk 'n paar vellies. Ek het nou die dag 'n paar hemde gekoop. Mense kan dit aanlyn doen, dis baie gerieflik. Maar as ek nou 'n boer is, jy weet, in 'n afgeleë dorpie en ek nodig 'n paar plastiese pype, kan ek dit ook aanlyn kry? Enigiets wat jy nodig het is beskikbaar op die aanlyn winkel. Ons aanlyn winkel is baie gemaklik en gerieflik en baie user-friendly as ek dit so kan stel. So as jy 'n boer is en jy is ver geleë, jy kan ook aanlyn daar bestel. Fantasties. Is daar enige laaste boodskappe wat jy graag aan ons kykers en die boere daar buite mee wil los? Ja, so as hulle enigstens 'n bietjie boer in hulle het, is die aanlyn winkel vir hulle. Jy kan ons webwerf gaan besoek by shop.ubaru.co.za en net ervaar hoe maklik dit is om kwaliteitprodukte te bestel, want ons Ubaru online is landbou maklik gemaak. So alles van vellies tot kunsmis, Alles wat jy nodig het, yes. Afgelewer by jou huis. By jou voordeur. Fantasties. Carmen, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis Carmen Hamzi en sy is natuurlik die bemarkingsbestuurder van Ubaru online, spesifiek om te gesels oor die aanlyn winkel. Soos hy gesê het, shop.ubaru.co.za as jy by 'n aanlyn winkel wil uitkom. Is ook geskakel op Grootplaas. Vanoggend ons gaan saam met ons in die ateljee François Marie, 'n jong boer en jy sal hom dalk al gesien het op sosiale media vir sy bladsy Regen Roots. François, goeiemôre. Goeiemôre. So, vertel my net gou eers 'n bietjie, jy het die geleentheid gehad om universiteit toe te gaan te sê nee, wat ek dink nie dit is vir my nie, ek wil boer. So, hoekom het jy besluit dit is die roete vir jou?
Ja, ek het dus was ingeskryf al by Potch vir BSc Landbouekonomie en Agronomie. Toe het ek het net gesê ek wil boer eendag nog steeds as ek klaar geswat het. My neefie swat ook die kursus, hy maak hierdie jaar klaar. Dis baie meer grondkunde, dis nie wat ek wil doen nie. Dit wat jy leer is nie boer nie. Dis nie die praktiese toepassings en goeters wat jy op die plaas leer nie. So toe sê ek, kom ons vat daai geld wat ek in 'n geval aan die universiteit sou spandeer. Kom ons try iets aan die gang kry. Ek kan altyd weer gaan swat, my matrieksertifikaat raak nie weg nie. So, ons kan weer gaan swat as ons nie regkom nie, maar kom ons try net, kyk net of ons nie kan boer nie, want ek het nie 'n graad nodig om te begin boer nie. So ja. Toe val jy nou in die boerdery in en wat het jy toe nou gedoen met daai eerste klomp geldjie? Waar het jy die boerdery begin? So ek het eintlik begin met braaikuikens op die veld, soos Joel Salatin. En dit in die informele mark lewendig verkoop, maar dit het nie mooi gewerk nie. Toe kom ek met hierdie plan om die lê op die veld om. Dis ook maar van Joel Salatin en Farmer Angus, hulle se goeders. Toe het ek met die lê begin laas jaar Mei maand op die veld. So jy het natuurlik 'n baie groot following op sosiale media en het jy gedink dat al hierdie storieetjies wat jy so gaan post hierdie aftrek gaan kry? Nee, ek het definitief gedink dit gaan so vinnig so groot raak nie. Dit is baie cool. Ja, dit help baie met die bemarking. Dit maak baie goedjies makliker as ouens klaar van jou weet as jy by 'n winkel opdag en jy wil vra of hulle nie jou eierstok nie. So dit help nogals. Maar jy het so 'n bietjie begin diversifiseer, nie net is dit nou die hoendertjies en die kuikens waarna jy kyk nie, maar jy het ook onlangs besluit jy gaan bietjie kyk of mushrooms 'n ding is. Ja, soos die exotic culinary mushrooms, soos chestnut mushrooms en oyster mushrooms. Dis nou nog 'n speletjie en 'n eksperiment wat ons probeer. Ons het nog niks wat ons kan verkoop of wat nie. Ek het nou eers weer henne gekoop, so daar's nie nou geld om mushrooms uit te brei nie, maar ons sal daar kom, ons sal dit try iewers. So, vertel ons net gou-gou 'n bietjie met jou teenwoordigheid op sosiale media. Wanneer het jy besef, luister, hierdie is nou 'n ernstige ding en ek gaan nie net moet boer nie, maar ek gaan ook 'n bietjie tyd moet spandeer op die sosiale media. Ja, ek dink ek het dit van die begin af het ek geweet hierdie hele nismark met die gesonder kos en wat. Dit gaan oor ouens wat 'n verhouding met die boer wil hê en hulle wil weet waarvandaan kom hulle kos en ek het nie geld om aan bemarking te spandeer nie. So video's maak op sosiale media is verniet en dit lyk of ek dit daarom so 'n bietjie reg kry. So ek het van die begin af geweet ek sal dit moet doen. Ek het nie geweet hoe lekker nie, maar ek dink my storie pas ook mooi in en dit is iets wat ouens aantrek op hierdie stadium. So dit is natuurlik 'n voltydse ding om te boer natuurlik, maar dit is ook voltyds wat 'n mens hierdie sosiale media moet doen en die videoetjies maak. Hoe hou jy daai balans? Nee, wat dit is definitief iets. Die video's maak daarom heelwat minder werk. Ek probeer so eenmal 'n week ietsie opsit. Ja, Bertie Kutse daar van Priska, hy doen ook hierdie herlewingslandbougoeders. Hy sê altyd dis 50% produksie en 50% bemarking. Nou ek's nog nie daar nie, maar die produksie kan altyd maklik. Mens wil meer aan dit spandeer, maar die bemarking op hierdie as jy direct to consumer wil gaan, moet jy by jou kliënte ook uitkom self as die boer en tyd maak vir hulle. So wat dink jy maak jou inhoud anders as ander jong boere op platforms soos Instagram en TikTok? Ek dink dit is net die feit dat ek begin iets en dis heeltemal al se kans wat ek vat. Daar kan vanaand my saljaatkat in my hok klim en dan begin ek weer van nul af. Dis 'n groot kans wat ek vat en dis iets nuuts. Daar's min ouens wat dit doen. Daar's min ouens wat op sosiale media dit doen. So ek dink dit is iets uniek en dis wat die ouens se aandag trek. So jy praat baie oor regenerative landbou en hoe verduidelik jy dit vir eenvoudig vir iemand wat nog nie van die term gehoor het nie? Ja, so herlewingslandbou is net eenvoudig, dis nie konvensionele landbou nie. Ons probeer grondgesondheid. Daar's altyd hierdie conservation agriculture wat so 'n paar jaar terug die groot ding gewerk. Regenerative agriculture gaan nou oor ons probeer nie dit preserveer in die grondgesondheid wat ons het nie, ons draai dit weer opbou en verbeter terug soos wat die natuur 100, 200 jaar terug was. So dit is maar waar dit gaan, is om die grondgesondheid nie net te hou waar dit is nie, maar dit te verbeter verder as wat dit nou is. So wat is die grootste wanpersepsie wat mense het of wat jy dalk gehad het oor boerdery voor jy begin het? Jy het net half in dit ingeval en gesê ek gaan dit doen, maar dink jy was nie oop genoeg in die dinge nie? Ja, ek daarom van kleins af het ons bly nog altyd op die plaas, my pa boer, so ek het 'n redelike idee van wat dit vat en wat, maar daar's definitief uitdagings en veral in die herlewingslandbou kant, daar's min ouens wat weet die pioniers is die ouens wat weet, die ouens wat dit self doen, is die boere, is die groot kenners daarin. So dis moeilik om kenners te kry en dit is nie so maklik soos om te sê ja, maar jy kry net 'n konsultant om vir jou voer uit te werk nie. Jy moet 10 ouens bel
om 'n voerkonsultant te kry wat voer sonder sojas maak. Ek het my pap gebel om ouens te kry wat vir my sonnebloemoliekoek wil gee wat nie 'n link vol is nie. Ek soek net 'n ton 'n maand. Ja. En dan nou kan ek daarom teen die helfte van die prys uiteindelik het ek aangehou en die regte ouens gekry wat my sal help om goedkoper sonnebloemoliekoek te kry. So dit is maar moeilik om as 'n klein ouetjie in te kom. Almal wil al sy links vir jou verkoop en wat so. Dis moeilik as 'n klein ouetjie, maar ons kom maar, dis 'n uitdaging en is lekker. Is daar genoeg van die meer gesoute boere wat bereid is om 'n jong boer uit te help met bietjie raad ensovoorts? Ja, hulle sê altyd dis onmoontlik om te begin boer. As jy niks het nie, jy kan nie begin boer nie. Nou, dit is onmoontlik as jy nie die Here aan jou kant het nie. As jy hom aan jou kant het, dan gee hy vir jou 'n netwerk van mense en als, weet, Dani Slabbert, Tom Koenraad Fik, my ma en pa, dis onmoontlik sonder hulle en almal help net. Hoe ver soos wat ek gaan, almal help my net. So, vertel ons 'n bietjie meer van hoe jou aanlyn gewildheid jou boerdery verander het. Was dit in 'n positiewe of dink jy 'n negatiewe manier? Ja, dis net positief. Daar is ouens wat negatiewe goeders altyd wil sê, maar hulle is oral. So, ons kyk net verby hulle, dis baie positief. Oral waar ek gaan, herken mense my nou al, dis baie lekker. Dit is lekker en partymal raak mens moeg daarvoor, maar dis 'n voorreg. Dit help, ja, soos ek gesê het, met die hele brandbou om Regen Roots 'n bekende ding op die rak te maak oor 10 jaar, die aanlyn help net daarvoor. So, jy verteenwoordig 'n hele nuwe generasie boere. Waarvoor staan jy persoonlik as dit kom by die toekoms van landbou in Suid-Afrika? Ja, ek dink die toekoms van landbou is in Suid-Afrika en reg oor die wêreld is herlewingslandbou. Die groot ouens weet dit en hulle besef dit, al die konvensionele ouens weet hulle sal moet oorskakel, maar dit is nie so maklik soos om net te sê skakel oor nie. Daar's baie uitdagings, daar's ingewikkelde stories, dis ou maniere en dis nie net van hardkoppig wees nie, daar's finansiële uitdagings en uitdagings in die feit dat daar nog nie 'n resep is nie. Daar is nie 'n resep vir landbou konvensioneel nie en daar's ook nie 'n herlewingslandbou nie. So jy moet elke ou boer met sy eie plannetjie gaan uitdink oor hoe pas dit prakties op sy plaas toe en dit verg tyd en moeite en as jy klaar besig is, dan is dit moeilik om 'n hele nuwe konsep in te bring in jou boerdery. So jy het nou so 'n bietjie gepraat oor finansies wat partykeer 'n bietjie moeilik raak en jy het ook genoem dat partykeer wil jy goed in kleiner maat aankoop, maar is daar enige ander struikelblokke wat jy daagliks beleef? Ja, wat die grootste struikelblok wat ek al gehad het is maar kundiges, om kundiges te kry in herlewingslandbou. Daar is gelukkig baie van hulle, mens moet hulle net opspoor en dis wat jy kry is baie, help jou verskriklik baie. En ja, dan is die ander ding is maar cashflow. Dus om geld op die regte tyd te hê, dis maklik om 'n inkomstestaat daar op Excel te trek en dan sê hier, jy gaan nou baie geld maak. Om dit prakties reg te kry is nie altyd so maklik nie, maar ons kom daar. So vir iemand soos jy wat in die herlewingslandbou is, hoe belangrik is grondgesondheid vir jou? Ja, dis onmenslik belangrik. Jy kan nie die grond, ons het nie idee wat in die grond aangaan nie. Weet, hulle sê ons weet van mikroorganismes 5% af. So ons weet nie wat die grond als kan doen nie. Ek het nou klein kykentjies wat ek nou laasweek op die veld gesit het. Hulle het net begin siek raak uit koksidiose. Nou ons wat weet van koksidiose af, dis hoogs aansteekbaar, dit roei 'n hele hok uit. Ek het 10 kuikens verloor uit 600 uit. Toe ek hulle op die veld sit en ek begin hulle skuif, haar kuikens raak gesond. 'n Siek kuiken wat daar sit en hy lyk asof hy is al dood. Hulle word gesond en ons weet nie wat dit doen nie. Ons weet nie wat doen die natuur nie. Ons weet nie wat help gras, weet. As hy hoender nou begin gras eet, hoeveel gesonder maak dit? Ons weet nie. So grondgesondheid is onmenslik belangrik vir ons. So jy dink nie jy sal sommer wegbeweeg en jy weet lê batterye neersit vir daai hoenders en so. Nee, glad nie, daar's nie 'n manier nie. Hoorie, so kom ons eindig gou 'n bietjie af met wat jy graag vir jong boere sal wil sê wat in 'n selfde posisie is as jy weet hulle maak klaar met hoërskool, wat is jou advies? Ja, my advies is doen net baie navorsing. Daar's onmenslik baie inligting op die internet. Jy moet net soek en dit vat tyd om die regte ouens en betroubare bronne en wat te kry. Maar as jy inligting oor iets wil kry, hierdie nuwe AI goeters is baie cool. Ek en ChatGPT is dik chommies. So ja, die inligting is daar. Jy hoef nie 'n graad te hê nie. Ja, daar is goeters waarvoor jy graad. Ek sê teen grade of universiteit of enigiets nie. Maar as jy inligting soek, kyk net bietjie op jou foon. Daar's baie inligting wat jy net van daar af kan kry. François, baie dankie dat jy deurgekom het en dit saam met ons geker het. Dis François Maree, ons gas op Grootplaas vanoggend. Hy's van Regen Roots, gaan volg hom gerus op sosiale media. Dis al wat vir ons tyd het vir Grootplaas vir vandag. Ons hoop dit saam met ons geniet en dan kuier ons saam môre.